Ek het 'n woord gekry in Daniël 2, waar Nebukadneser gedroom het van die standbeeld, waar die eindtyd profesie was, waar God al die koninkryke van die wêreld aan Daniël uitgewys het in Nebukadneser ook. En die laaste koninkryk is dit waarin ons nou is, waar yster meng met klei. En die Bybel sê dit gaan nie werk nie. Hoor, it's destined to fail. Maar wie veroorsaak die ultimate failure, sê daai droom? Hy is die koning sê, ek het daar uit die berge rots gesien loskom. Die ewige rots. Wat het koning Jesus vir Petrus gesê? Het gesê, op jou, Petrus, hierdie rots, sal ek my kerk, eenvoud. Hoekom sit ons met 4200 religions in hierdie wêreld? Wie se werk dink jy is dit? Op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die hekke van die hel sal nie prevail teen dit nie. Luke 10:19, look, I give unto you the power to tread upon serpents and scorpions. Is dit nie tyd dat jy vir 'n slag daai swaard vat nie? Yes! En bietjie uitstap na daai gemors toe, wat jou papa so uitdaag, en vir jou sê, ag, as jy nou rarig sy kind, en vir hom bietjie sê, hey, wow, hey, hoe durf jy my pa uitdaag en die God van die leerskare bespot? Vandag sê ek vir jou, Goliat, vrek jy? Kopskoot, jy daai Dawid kan klip gooi. Nee. He said, God trained my fingers for war and my arms to pull the copper bow. Kap tog nou af daai Goliat se kop met sy eie swaard. Kom nou man. Kom nou. Ons is in die laaste van laaste dae. What a time to be alive. Dis nie meer lank nie, mense. Deur die Gees het ek het al by hordes wagters op die muur gehoor. 2025 gaan 'n jaar wees om te onthou. Is jy gereed om jou maker te ontmoet? Is jy gereed om die een te ontmoet wat gesê het, moenie die een vrees wat jou vlees kan skade aandoen nie, maar vrees die een wat nie net jou vlees nie, maar ook jou siel. En daar breek 'n rots los. En daardie rots het nie net die voete nie, het nie net die knieë nie, het nie net die heupe nie, het nie net die... Daardie rots het die hele statue vermorsel en vermaal tot stof. Wie is jou rots? Hier is die profetiese manifestasie van my preek vandag. En dit wat jy nou sien, het klaar gebeur. Jy moet net 'n keuse maak vandag, as jy nog nie het nie. Jy moet jou kant kies. Daar is twee paaie. Hemel of hel. Breed of smal. Maklik en moeilik. Watter pad is maklik? Hel toe. Watter pad is moeilik? Hemel toe. Moenie laat Joe Osteen jou vertel, this will be your best life now. Want wat moet arme Jesus dan gesê het? Was dit sy best life? Now. Nee. But what a victory. In hierdie wêreld sal jy beproewing hê. Maar hou goeie moed my kind. Want ek het die wêreld reeds oorwin. Halleluja. Dink julle ek sal die ding kan optel, jong? Yes, ek het nie. Ek het al my barokke gedrink vandag. Ek moet eerlik wees. Alright.
Sy, deur die gees van God kan ons? Dankie. Ja. 100 kilogram, dis dan nie so erg, hè? Ek laat dit maklik lyk, okay. Wie van julle wil kom probeer? 3, 2, 1, Saints of the Lord, what is his name? Jesus! Woo! Yeah. It is the anointing of the Holy Spirit that breaks the yokes. 6 jaar is het al agter my. Yes. Mag dit nou maar 600 jaar nog wees. 600,000 jaar. 6 miljoen jaar. 6 biljoen, triljoen. Because I'm going to live forever. It's going to be happy eternity for me. Ek gaan nie hel toe nie. Wil jy hel toe gaan? Nee, maar wat wie by hel gaan maak? Wil jy hel toe gaan? Hoe gaan ek daaraan toe gaan? Wel, jy sal moet uitroep na die een toe. Die enigste een. Soos die een wat langsaam gehang het. Hy het eers die een ander kant om aangespreek en gesê, weet jy wat, ek en jy verdien om hier te wees. Is jy 'n goeie mens? Is jy 'n goeie mens? Want Jesus het gesê, julle wat dan sleg is, wat dan weet, om vir julle kinders goeie gawes te gee, as jou kind jou vra vir brood, gee hom nie 'n klip nie. As jou kind jou vra vir 'n vis, dan gee hom nie 'n slang nie. Hoeveel te meer as julle my vra, is God sleg? Want hou op hy twak glo. Ek het laas jaar by 'n skool gepreek, 'n klein seentjie kom met trane by my aan, hy sê, oom, ek het al die jare God gehaat. So. Ek sê, hoekom boeta? Hy sê, oom, want my boetie is 'n alkoholist. En ek was so kwaad vir God, omdat ek gedink het, hy het drank gemaak. Sê my oom, vandag het ek die waarheid gehoor. Jesus het nie aarde toe gekom om ons te kom gif voer nie. Hy het aarde toe gekom sodat sy bloed jou kan verlos, red, genees, bevry en verlos. Ek kry hierdie woord eergister in my stilte tyd en ek het dit op die plaas as 'n jong seun het my ou oom my dit geleer. Want ek het so 'n paar skapies daar gehad, ek was self my pa se skaapwagter, ek het so 500 van my pa se skape opgepas. En die ou oom het my geleer, Johan, as 'n dooie lam afgooi, dan, want ons het altyd klomp handslammers daar, die ma het gevrek, of as 'n tweeling, sy vat net die een, daar's altyd handslammers. En as 'n slep om die handslam die hele tyd tyd te gee, want jy het ander werk om te doen, dit is tydvergend. En hy sê, Johan, as 'n dooie lam afgooi, dan vat jy daai dooie lam en slag jy sy vel af. Dis vreeslik, daai ou tere lammetjie. En slag jy sy vel af. Dan vat jy daai vel en trek jy hom oor die handslam vas met toue. Was ons Jesus nie vasgenaal nie? Was ons Jesus nie vasgenaal nie? Was dit die spykers wat hom daar gehou het? Of was dit dalk sy liefde? Dan trek jy daai velletjie so oor die handslam vas. Daar is een God wat my hoor. Daai vat daai lam asof dit haar eie is. Sy sien nie daai lam as 'n handslam nie. Sy vat daai lam asof dit haar eie lam is en sy maak hom groot en sy beskerm hom met haar lewe. Jy hoef nie te dink jy is 'n handslam second hand. God, wanneer jy gewas is in die bloed van sy seun, sien hy jou as sy eie kind. En asof jy die enigste mens in hierdie wêreld is, want jy is, by the way. Wie het jou vingerafdrukke? Wie het jou DNA? So jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is nie,
Jy is die enigste mens in die wêreld met daai DNA, met daai vingerafdrukke. Dis hoe uniek jy is. Maar jy het gesondig. En jy moet dit erken. Want elke leenaar sal brand in die poel van vuur. Het jy al 'n leuen vertel? Ek het al baie. Ek het al letterlik moord gepleeg. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Kan ek 'n jong man vra my net gou te kom help asseblief? Dankie Dawie. Dankie Eyster, kan julle vir my net daai weights 2, die kant 2, daai kant Dawie, daai 5. Hierdie is net 'n 50 kg. Sy handvatsel is soos 'n Coke blikkie. So hy's bietjie dik. So dit is moeilik om hom te vat want daar's nie regtig vashou plek nie. 1,5. So 50 kg met nou 60. 50 kg is 'n sak sement by the way. Right Dawie het gesê jy wil hom gou optel. Wil jy? Geef vir my daai weight. Dankie my Eyster. Ek en Dawie stap ook al 'n paadjie. En ek is so dankbaar vir wat God in hierdie man se lewe besig is om te doen. Die man moet mos daar wees, Dawie. Die man het nou die dag getrou. Kom gee my hand. Waar is hy meneer Visser? Hy sê eers die ring dan die ding. Hy sê lief vir jou nie, hy is lus vir jou. Ja, die man het die stap van gehoorsaamheid gevat. Want gehoorsaamheid word beloon. Kyk, hy het pragtige bruid van hom daar, man. Gee hulle 'n handjie die pas getroud is. Dan sit ek nou weer op die spot daar. Is dit nou my beurt? Is dit jou beurt? Vat die ding vas, man. Gee Jesus 'n kans. Okay, maar ek. Ja, maar ek. Hey. Jou Billy van Emily. Right, dis jou goeders. Ek soek nie die goeders nie. Ek dink hy weights moet mooi inwees anders is hy uit balans uit. 60 kg. Wat dink julle mensies? Kan die ou 46-jarige ex-strongman nog iets reg kry? Kom ons kyk. Eina. Easy. Ons kan nou nie die linkerhand afskeep nie. Ons moet hom ook 'n kans gee. Dit is my swakker hand. Maar dit werk nog. Steek hom boys asseblief. Alright, dis die laaste vertoning vir die dag van my kant af. Dis 'n 70 kg dumbbell nou. En dis maar my slotsom. Hierdie is my banier. Vir wie gaan jy bo jou kop uitlig? Gaan hy sukkel om jou te sien wanneer hy kom? Of gaan hy maklik net sien, ja, daar's my kind. Raise your banner. Don't be shy. If you are shy, you need some Holy Spirit power. And then you will be as bold as a lion. Kom Dawie. Enige woord van bemoediging daar. Want dit is after all 70 kg Dawie man. Jy is mos 'n wilde bees man. Mense,
Dis so, dankie, want Arnold Schwarzenegger het gesê, hy sê, what the mind believes, the body achieves. But the Bible says that the saints of the Lord walk by faith, not by sight. So what that means is, you've got to first believe it, then you'll see it. Call the things unseen as though seen. So daar nou 'n woord van bemoediging, ja, jy kan, daai's faith, jy beoefen geloof om op hy stoel te sit, want jy glo die ding gaan jou ophou, verstaan? Jy het nie die vlieënier voor gaan bevraagteken, jy trust hom dat hy gaan vir jou veilig Amerika toe vlieg. Okay? That's trusting Jesus. Trust Jesus, that he will be the one that gives you eternal life. Ek is die opstanding en die lewe. Wie ook al na my toe kom, sal in der ewigheid nooit sterf nie. Wie my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Jebo! Halleluja! Dankie julle. Baie dankie Johan. Kom ons gee vir Johan Els. Hi, my name is Justin Rishworth. I'm an Arena FIDE chess master. I am currently in plans to play in the African Individual Amateur Chess Championship in Burundi 2025, 17th of August till the 25th of August. So I've been playing this game for many years, since grade 3, so about 7 years old about. And I started playing for my school, Cape Recife, all the way from the Eastern Cape, in grade 6, playing for the team. And eventually I started playing competitively since 2010. And I've only recently started taking chess really seriously, as it should. And I'm busy working towards becoming a chess candidate master, hopefully by the end of this year, if not next year. Awaken my love, the groom is near. Awaken. The army is here in front. They come to take us. When the words we use are sharper than an arrow, and the loudest voice the currency of fear, we have bought the lies we think will keep us safer, closed our eyes to all we once held dear. We have turned our backs on things good men have died for, when we traded in our gospel for a gun. ሌላ ጊዜም እንደዚህ ወጥተን እንሰብካለንና We will go out other time also. They went and they just preached. ያው እንታስራን እንወጣለን. They just go to prison and they release them. Lost before the fight began. Could it be you? Could
it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love? There is 3.19 billion people that is unreached. That's people that have never heard about the name of Jesus Christ before. The enemy. Is there nothing that will tame this wild addiction? And no courage to admit when it's gone wrong. Oh, the road to hell is paved with good intentions. We still have time to sing a different song. Could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love is the weapon we need? So, two of our other team members have just been arrested. It's very scary, especially like in the holding cells as well. That's the moment that I started praying immediately as well. They inform them to come and to make a problem between Christian and the Muslim. So then, like, you know, just to put us in the prison. Could it be? Could it be? We're fighting a cause, but it's not what it seems. Could it be? Could it be that you and me? Ek geef nou my hande op, oorgegee aan die koning wat oor die heelal regeer. Het my verlos, my prys het u bloed gekos. Ek buig voor u neer, neem u aan as my Heer, my Skepper en God. Met elke asemteug wil ek die naam net besing. Aan Jesus my koning wil ek lof en ere net bring. Oorgegee, Here het ek u weer gevind. Op my knie, hy geroep en hy maak my u kind. Vrygekoop en verlos van my sondelas. Die kettings gebreek, my siel genees, deur die bloed gewas. Ek hoor sy stem, as hy tot my hart wil praat. Jesus wil ek die koning en God van my lewe maak. My ankering, my hoop is in hom te vind. Ek rig my oor op die kruis en ek glo, net soos 'n kind. Met elke asemteug wil ek die naam net besing. Aan Jesus my koning wil ek lof en ere net bring. Oorgegee, Here het ek u weer gevind. Op my knie, uitgeroep en hy maak my u kind. Vrygekoop en verlos van my sondelas. Die kettings gebreek, my siel genees.